Ek wil net vanoggend net eers begin en net sê ek het 'n absolute dankbaarheid in my hart, vir vir al ons mense wat die diens aan die gang hou. Eers ek dink vanaf ons gasvryheid ouens en almal wat op hulle plekke staan, Koffie Konneksie, die band wat soveel tyd en energie insit, al die verskillende kinderbedieninge en jeugbedieninge en al die bedieninge waarvan jy nie eers weet nie, ouens wat saam bid vir die gemeente, ouens wat ander ouens gaan ondersteun in hospitale, ouens wat hulle versorg wanneer hulle iemand verloor het. Daar's soveel ouens wat so groot rol speel in die kerk en so. Kan ek jou vanoggend vra, kom ons gee net vir hulle 'n lekker hande klap. Hierdie ouens is eisters. Hulle is regtig amazing. So dankie julle vir julle tyd. Want ons besef dat hierdie is nie 'n gemeente wat gebaseer is op my of gebou is om my nie. Besef ultimately hierdie is God se gemeente en ons almal speel 'n rol. Ek dink om 'n impak te maak hierso. So dis vir ons 'n absolute voorreg. Ja, voordat ons die woord begin, kom ons sluit in die oë, ons bid net saam. Ag Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd te kan spandeer in die woord, en ek bid Here dat daar sekere beginsels ons harte sal oriënteer, Here, vir die proses wat gaan kom, Here, vir die journey wat ons gaan stap, om 'n studie te gaan deur u woord. En so ek wil bid, Here, dat ons gedagtes sal oop wees. Ek bid, Here, dat daar geen aanvalle van die vyand sal wees wat ons sal wegvat en ons sal disoriënteer nie. Ek bid, Here, dat u woord sal lewendig in ons harte wees. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. In 2024 het ons geëindig met ons studie deur Johannes. Dit het ons so 2 jaar gevat om deur Johannes te gaan. En die groot ding van Johannes is, ons het agtergekom toe ons deur die boek van Johannes gaan, dat Johannes skryf vir my en vir jou, en hy wil ons bewus maak van wie Jesus is. En hy wil ons bewus maak dat Jesus meer as 'n mens was. En die fancy teologiese term in Engels wat 'n mens sal gebruik is die hypostatic union. Dit beteken dat Jesus was 100% mens en 100% God. En so hoe hierdie afspeel, sien ons dat Jesus het die 7 ek is stellings gemaak, maar tog het hy nog steeds in afhanklikheid geleef van God, en hy het gesê ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek sê net wat die Vader vir my sê om te sê. En so hy het geleef van afhanklikheid van die Here, maar hy maak hierdie ek is stellings. En as jy nou saam met ons deur dit gegaan het, die ek is stellings is gebaseer op die Griekse 2 woorde ego en eimi, al twee wat beteken ek is, en so eintlik sê hy ek is die ek is. En dan maak hy stellings op 'n stadium soos in Johannes 8 vers 58. Dan sê hy, ek sê vir julle, ek is al voordat Abraham gebore is. En daai woorde ek is gebruik hy daarso, dis ego eimi. Dis dieselfde van Eksodus 3, daai wat God gesê het, ek is, het jou gestuur toe hy praat met Moses. En so ons sien, Johannes het vir ons hierdie ongelooflike prentjie geskryf van wie Jesus is. En ons het heeltyd teruggegaan en gesê, maar sy een doel was dat ek en jy sal besef dat as jy glo in Jesus as die Messias, as die redder, as jy glo, as jy hoop in hom sit, sal jy gered word en jy sal die ewige lewe kry. En dis die boek van Johannes gewees. Nou as jy Johannes klaar gedoen het en klaar gelees het en jy beweeg 1 hoofstuk aan, dan kom jy by die boek van Handelinge uit. Handelinge 1. Handelinge 1 begin vir ons met Jesus wat die laaste paar woorde vir sy disippels gee. Hy gaan 'n paar kere wat hy nog vir hulle 'n paar stellings gaan maak, en dan gaan hy vir hulle belofte maak, en hy sê vir hulle, ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur, en hy gaan julle bemagtig. En dit is ongelooflik mooi, want dan sien ons dat Jesus gaan op hemel toe, en ons sien dan gaan hy en hy stort, hy kom sy belofte na, en hy stort die Heilige Gees uit oor hierdie disippels. En dan wat nogals interessant is dan sien jy hierdie disippels, die ouens wat, en 'n disipel beteken 'n volgeling, verander dan, en hulle word nie meer geken as disippels nie, maar hulle word dan geken as apostels. En 'n apostel beteken gestuurde. So vanaf hulle volg Jesus hulle word nou gestuur om 'n impak te maak. En so hierdie was die ouens gewees, en as ons nou rugby terme kan gebruik, hulle was op 'n stadium toeskouers gewees, en toe het Jesus hulle ingetrek, en hulle het toe op die bench gesit, en hulle het gekyk wat het die coach gedoen en gesê, en hoe het hy alles uitgesorteer vir hulle, en hulle het gekyk na Jesus se wonderwerke en wat hy gedoen het, en hulle was in verwondering gewees oor wat Jesus gedoen het.
En nou in Handelinge het Jesus gesê, nou is dit julle beurt om uit te draf op die veld. En hierdie ouens het vanaf volgelinge gegaan na gestuurdes toe, van disippels na apostels toe. En so dan lees ek en jy die storie van hoe hierdie vorm, hoe hierdie as 'n gemeenskap van gelowiges begin gevorm word. Maar dan kom een van Jesus se ander woorde ook waar wat hy vir hulle gesê het. En hierdie is, daar gaan vervolging wees. Daar gaan vervolging wees. En saam met hierdie vervolging dan sien ons dat die Joodse sinagoge was nie baie opgewonde gewees. Of die Sanhedrin was nie baie opgewonde gewees oor hierdie wat hierdie disippels doen nie. En so vervolging bars uit. En teen die tyd wanneer ek en jy Handelinge 7 oopmaak, dan lees ons van 'n ou met die naam Stefanus. En nou Stefanus was nie een van die oorspronklike disippels gewees nie, maar was 'n ou gewees wat opreg was en was 'n ou gewees wat vuur en vlam Jesus gedien het. En op 'n stadium vang hulle vir Stefanus en hy staan voor hierdie ouens en hy vertel hulle alles van uit die Ou Testament uit. En hy begin vir hulle wys hoe Jesus vir hom die oplossing is en die redder is en hoe Jesus is die Messias. Messias beteken die redder. En hy begin met hierdie ding en dan eindig Handelinge 7 met Stefanus wat die heel eerste martelaar is. So hulle vat vir Stefanus uit en hulle gooi hom dood met klippe. Die een persoon wat ons net by Stefanus se storie begin van raak lees, is 'n ou met die naam Saulus. Nou ek en jy ken hom as Paulus. Saulus is sy Joodse naam. Nou omdat hy 'n grootendeel sy bediening gaan doen later onder die nie-Jode nie, onder die Romeine, val hy terug op sy Romeinse naam, wat dan Paulus is. Maar in hierdie beginstuk dan lees ons van hom as Saulus. En Saulus was die ou gewees wat by Stefanus se steniging was en hy het dit goedgekeur. Hy was okay daarmee. En dan sien ons Handelinge 8 dat hy is een van die ouens wat die kerk vervolg. Wat hierdie Christene, hierdie Jesus-volgelinge vervolg. En met alles wat in hom is, wil hy seker maak dat hierdie ouens wat hulle lewens oorgee vir Jesus, dat hierdie ouens sal ernstig of in 'n tronk gegooi word of so Stefanus doodgemaak sal word. Teen die tyd wanneer ek en jy by Handelinge 9 kom, dan sien ons dat hierdie einste Paulus ontmoet nou vir Jesus. Dis dan op hierdie pad van Damaskus wanneer hy besig is en hy so pad om ouens te gaan vervolg en op hierdie pad ontmoet hy vir Jesus. Hierdie einste Jesus wat ek en jy van gelees het in Johannes, maar hierdie is nie meer dieselfde Jesus nie. Sien, want in Johannes toe lees ons van Jesus in sy hypostatic union, 100% mens, 100% God. Maar teen die tyd wat Paulus hom raakloop in Handelinge 9, dan is hierdie nie meer 100% mens en 100% God nie. Hierdie is Jesus in sy heerlikheid. Hierdie is nog steeds dieselfde karakter wat in Jesus is en dis nog steeds die compassion en die hart wat Jesus gehad het in die boek van Johannes. Maar moenie jouself misgis nie. Hierdie is nie dieselfde Jesus wat toegelaat het dat hulle hom aan 'n kruis vaspen nie. Nee, hierdie is 'n Jesus, die verheerlikte Jesus. En in hierdie oomblik dan sien ons dat Paulus beleef iets van Jesus. En daar gebruik ons nou die kerkwoord, hy kom tot bekering. Hierdie woord bekering begin, as ek en jy dit besef is, ek is gekonfronteer oor hoe sleg ek is, en dat die enigste een wat my kan red, is Jesus. Dis daai punt waar Paulus was, in Handelinge 9. Nou as jy kan nou op jou eie tyd nou gaan vat, en dan gaan maak jy nou tyd, en dan lees jy byvoorbeeld Handelinge 10, jy gaan lees Handelinge 11, jy lees Handelinge 12, en jy lees Handelinge 13, en dan gaan jy 'n paar stories optel, van dit van Paulus, van dit gaan vir jou ander, van die apostels se agtergrond gee. Maar ek kan jou beloof dat dit gaan jou, kom ons sê, 'n paar minute van julle lees vinniger, van julle lees nie so vinnig nie, maar dan gaan jou 'n paar minute vat, kom ons sê 15, 20 minute om by Handelinge 13 uit te kom. En is baie moeilik vir my en vir jou om agter te kom, dat vanaf Handeling 9 tot by Handeling 13, het 10 jaar verbygegaan. 10 jaar. So ek en jy sien dat Paulus kom tot bekering, hy gee sy hart vir die Here, hy volg Jesus met alles wat in hom is. Dan gaan lees jy sy storie in Galasiërs 1.
dan sien jy dat hy sê, maar van hier af toe sê ek af na Arabië toe en daarso het hy 'n ontmoeting gehad met die Here en dan van daar af het hy nou hierdie pad gestap en soveel pad gestap. En dan sien hy uiteindelik, ek dink is aan die einde van Galasiërs 1 of die begin van 2, dan sê hy 14 jaar vanaf Handelinge 9 tot en met Handelinge 15. 14 jaar plaasgevind. Ons is nou by Handelinge 13, so dit is sy eerste keer waar hy sy begin op sy sendingsreis. Sy sendingsreis en die eerste van die slim ouens sê, dis omtrent 10, 11 jaar nadat hy sy bekering gekry het, wat hy begin op hierdie sendingsreis. En dan kom hy in Antiochië. Nou, hierdie Antiochië is nie selfde Antiochië waar hy was nie. Hy was in Antiochië. So jy begin, Handeling 13 begin met Paulus en Barnabas en alle klomp van hierdie ouens is in Antiochië. En dan kom die Here en hy sê vir hulle, sonder vir Paulus en Barnabas, daar noem hulle hom nog Saulus, sonder hulle af van my, vir die werk waarvoor ek hulle gaan gebruik. Hulle word afgesonder as apostels, gestuurdes. En dan van daar af dan begin hulle met hulle sendingsreis en een van die eerste plek wat hulle by gaan stop is ook Antiochië. Hierdie Antiochië is net dit is Antiochië in Pisidia en hierdie is nie dieselfde as die Antiochië in Sirië soos waar hulle was nie, soos 'n nuwe plek, maar in hierdie proses weet ons 10 jaar later het plaasgevind en nou kom hulle by hierdie plek aan. En hulle is besig om nou te gesels, dit is by 'n sinagoge, en by hierdie sinagoge kom hierdie groep mense, die leiers van die sinagoge, sien vir Paulus en Barnabas, en hulle sê, maar is daar enigiets bemoedigend wat julle graag vir die mense wil sê? En 10 jaar nadat Paulus sy hele lewe volgens Jesus gerig het, steek Paulus sy hand op en hy sê, yes, ek wil iets sê. En vir die eerste keer lees ek en jy sy heel eerste preek raak in Handelinge 13. Hy begin om hier by Handelinge 13, begin die storie van waar hierdie alles optel, en dan begin hy vir hulle vertel, en hy sê vir hulle, Jesus, maar terug in Moses se tyd, en hy begin met die Ou Testament, want hy praat met 'n klomp Jode. En hy sê, as ons kyk na ons voorvaders, en hoe die Here saam met hulle pad gestap het, en hy sê vir hulle, en dan op 'n stadium, dan sien ons vir Dawid, en dan vanuit Dawid uit, kom daar iemand, wat vir ons dan die redder gaan wees. En so ek en jy tel die storie op, in Handelinge 13 vers 32, so as jy jou Bybel het, blaai sommer na Handelinge 13 toe, en hy sê vir ons hierso, hy sê, en nou verkondig ek en Barnabas hierdie goeie nuus aan julle. So met ander woorde, dit wat hy nou aan hulle gaan begin verduidelik, of hy het nou al begin verduidelik aan dit, maar dis goeie nuus. Dis iets waaroor hulle baie opgewonde is. Hulle sê, ek en Barnabas verkondig hierdie goeie nuus aan julle. God het die belofte aan ons voorgeslagte waar laat word. So nou kom en hy sê, vanuit die Ou Testament uit was daar sekere beloftes gewees wat God vir ons gegee het. Vir ons as Jode, vir ons as 'n volk Israel. En God is besig om hierdie goeders waar te laat word vir my en vir jou. En dan gaan hy aan, en dan spring ons sommer af na vers 38 toe. En nou kom hy en hy sê, daarom geagte volksgenote, moet julle goed weet wat nou aan julle verkondig word. En hoor nou wat verkondig hy aan hulle. Vergewing van sondes deur Jesus. Julle kon nie deur die wet van Moses God se vryspraak verkry nie, maar deur Jesus word elkeen wat glo deur God vrygespreek. So hier kom en hy sê vir die ouens, dat hierso is wat God vir ons beloof het. En hierdie is wat ek vir julle verkondig, is dat jou sondes vrygespreek kan word. Die wet kon dit nooit vir julle doen nie. Moses en al sy 613 wette kon jou nooit vrygemaak het nie. Nou as jy nou relatief nuut is in die kerk en jy ken nie noodwendig al die lingo en die agtergrond wat mense verstaan nie, as ek en jy praat van die wet, dan praat ons van dat ons weet dat as mens is ek en jy sleg. Ons is nie goeie mense nie. En al wat ek hoef te doen is, ek kan net vir jou sê dat ons plak 'n TV in jou gedagtes en ons replay jou laaste week se gedagtes. En ons sê vir almal, kom kyk bietjie, wat het Dylan gedink? Dylan, sal jy dit like? Alistair, jy's heilig. Sal jy like as almal vir jou laaste week se gedagtes? Nee, okay. Tannie Charmaine, will you be okay with that? You're such an introvert.
You must have holy thoughts. So met ander woorde, as ek en jy moet sê, jou laaste week se gedagtes word oopgevlek vir almal, dan besef jy, dalk is ek nie so nice as wat ek voorgee op 'n Sondag nie. En hier is die groot ding, is ons weet dit. Ons weet dit. En die groot ding is vanaf die Ou Testament het Jesus of het God spesifiek pertinent gesê dat die prys vir sonde van sleg wees is eintlik die dood. Jy moet doodgemaak word op grond van dit, bloot omdat God net so heilig was en hy het my en jou nie gemaak om so te leef nie. En daai wette, die wette in die Ou Testament was spesifiek uitgesit gewees net om 'n klein bietjie genade uit te stort oor die mense. Om te sê, in plaas van dat ek doodgaan, het ek 'n lammetjie gebring en hierdie lammetjie was doodgemaak gewees in my plek. En volgende jaar dan bring ek nog 'n lammetjie en is weer in my plek. En so die wette en die offersisteem was in plek gewees net om 'n kombersie oor jou sondes te sit. En nou kom Paulus en hy sê, jy weet dat die wet kon jou nooit heeltemal skoonmaak nie. Maar nou verkondig ek aan julle die vergewing van jou sondes. Wat beteken jou hele verlede uitgevee. Al die slegte goed wat jy gedink het en gedoen het, uitgevee. Dis die goeie nuus, dis wat hy nou aan hulle kom verklaar en so hy is baie opgewonde oor dit. En dan sê hy in vers 43, nou het hy klaar gepraat en hulle is op pad huis toe, en vers 43, dan sê hy, na die sinagoge diens het baie van die Jode en van die nie-Jode wat proseliete geword het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die twee het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Die Afrikaans 2020 sê hierso, en ek sit vir op die skerm, hy sê, het hulle oortuig om in genade van God te bly leef. Bly in die genade van God. So dis wat hy vir hulle hierso sê, en hierdie woord genade, daai wat ons sien as die woord genade, die Griekse woord wat ons hierna kyk, is die woord charis. En dit beteken in Engels, dan sal hy sê, goodwill, loving kindness en favor. Nou 'n maklike Afrikaanse term vir my en vir jou om genade te verstaan, is hierdie onverdiende guns. Dis wat genade is. Dis guns wat uitgestort is oor jou wat jy nie verdien het nie. Nie kom Paulus en hy sê vir hulle, bly in hierdie. Bly in hierdie onverdiende guns. Weet dat in jouself, in jou menslike wese is jy nooit goed genoeg nie. Jou week wat jy sopas gehad het, gaan jy weer hê. Moenie dink dat jy hierdie week nou skielik gaan heilig leef nie. Bly in genade. En so nou kom ek en jy en ons kyk net na Paulus se heel eerste preek. Vanaf sy bekering tot hierdie eerste preek toe het 10 jaar plaasgevind. 10 jaar, en jy sal sien as jy Galasiërs deurgaan, dan sê hy spesifiek, ek is 'n apostel nie aangestel deur mense nie. Ek het nie geleer by die ander apostels nie. Ek was nie onder 'n Petrus en onder 'n Johannes en onder al hierdie ouens wat saam met Jesus gegaan het nie. Ek was nie saam met hulle en hulle het my nie geleer oor hierdie goeders nie. Ek was by Jesus. En Jesus het hierdie goeders aan my openbaar. Die Heilige Gees het hierdie goeders aan my openbaar. En dan kom hy en dan sê hy spesifiek in hierdie preek is daar 3 belangrike punte wat hy uit gaan bring. Die eerste ene is die wet kan jou nie red nie. Jou goeie werke kan jou nie red nie. Jou oulik wees gaan jou nie kan red nie. Maak nie saak hoe jy voorgee nie, maak nie saak hoe cute jy lyk hier op 'n Sondag nie. Julle almal lyk baie oulik, maar ek weet as almal van ons inplug, wat kom uit? En so ultimately sê hy dat jy moet verstaan dat geen wet, geen goeie werk gaan jou ooit regkry nie. Die tweede ding wat hy sê, maar die wat glo in Jesus. En daai glo beteken wat al my hoop en al my vertroue in Jesus sit. Wat my hele lewe oriënteer na hom toe. Hy sê die wat glo in Jesus. Sy sondes word skoon gewas. En dan die derde ene, bly in die genade van God. So dis wat hy vir ons gee op hierdie fase.
Dan gaan ek en jy en ons gaan begin nou en ons vra onsself die vraag, maar Jean, nou hoekom gee jy vir my al hierdie enige inligting wat nou hier plaasvind? Want jy moet verstaan dat hierdie is waar Paulus se bediening begin het. En vir die volgende 10 jaar wat volg, gaan Paulus basies na kerk, na plek. Hy stig gemeentes. Hy skryf van hulle briewe. Hy journey saam met hulle. Party van hulle was hy selfs tot 18 maande lank gewees, saam met een spesifieke groep mense. En hy leer uit die ouens en hy kry hulle om te verstaan waaroor gaan dit om Jesus te volg. En in hierdie 10 jaar, in hierdie gasing, dan sien ons op 'n stadium, kom hy aan die einde van 2 Korintiërs 11, en as jy wil kan jy so lank soontoe blaai, 2 Korintiërs 11, kom hy en nou is daar ander mense wat hom vergelyk met hierdie super apostels. Ouens wat so brag, wat so mooi gepolish is, wat mooi al die woorde reg sê, al die skrifte reg sê, alles sê wat mens wil hoor. En hy kom op 'n stadium en hy sê, okay, kom ek vergelyk nou gou met daai ouens. Kom ek gaan sink af na hulle plek toe en kom ons brag nou so bietjie. En hy sê dis absoluut onkundig vir my om hierdie stellings te maak, maar as julle dit nou wil hê, kom ons brag. En so dan kom hy hierso in 2 Korintiërs 11 en hy sê in vers 22. Hy sê, is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle nakomelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Nou praat ek sonder verstand. Ek nog meer. Oorvloediger in harde werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan en dikwels in doodsgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei en 'n nag en 'n dag lank in die diep see trotseer. Dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op die see, gevare van vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daagliks druk op my kommer oor al die gemeentes. Hierdie is wat hierdie ou in 10 jaar beleef. Nou as ek nou vir jou sê, jou volgende 10 jaar gaan so lyk. Gee meeste van ons nou al op. En so dis wat ek en jy sien. So die eerste 10 jaar lees jy omtrent niks van Paulus nie. Vir 10 jaar ontdek hy Jesus. En dan sien ons hy begin, aan Handelinge 13, begin hy met sy reis. En dan vir die volgende 10 jaar stig hy die ouens gemeentes en hy is besig om vir die ouens te help en te bemoedig en hy beleef al hierdie gemors in die proses. En dan na daai 10 jaar, nou beteken dit hy het nou al vir 20 jaar lank Jesus gevolg. Na hierdie 20 jaar skryf hy 'n brief. En hierdie brief is aan 'n gemeente wat hy nooit self begin het nie. En as aan 'n gemeente wat hy nog nooit by gaan kuier het nie. So vir al sy ander kerke, al sy ander plekke, aan Efese, aan Korinte, aan die Galasiërs kerke, al hierdie gemeentes was hy al by, hy het hierdie ouens geken, hy het hulle bemoedig. Nou skryf hy 'n brief aan 'n kerk wat onbekend is aan hom. Hy ken van die mense wat daar is, maar hy ken nie wie hulle is nie. En hierdie is aan die gemeente in Rome. En dis hoekom ek en jy die boek Romeine kry. Is daar kom Paulus en hy sê, maar ek gaan een brief skryf. En ek skryf hierdie brief nou al vir hulle, want ek wil baie graag by hulle kom. En sy doel was om te beweeg van waar hy was oor Spanje toe, en hy sou in die proses sou hy gestop het in Rome, en hy wou graag by hierdie gemeente bygekom het, en net hulle bemoedig het, en saam met hierdie ouens gejourney het. Maar hy kom en hy skryf 'n brief, en hy skryf een spesifieke brief, wat grootendeels 20 jaar van wat hy ken en verstaan saamvat. So met ander woorde, as ek en jy gaan kyk na die brief vir die Romeine, dan bevat hierdie een brief, so te sê, al die belangrikste leerstellings van wat ek en jy moet weet en verstaan, omtrent almal van hulle vas in een brief.
En so toe ons begin het met die studie in Johannes, toe sê ek vir julle, die rede hoekom ons deur Johannes gaan, is sodat ek en jy ons prentjie van wie Jesus is reg sal wees. So wanneer enige iemand op 'n punt kom dat hy net begin om Jesus te ken of te leer ken, dan begin jy met die boek Johannes. En as jy klaar is met dit, dan gaan jy na die een brief toe, wat meeste van al hierdie leerstellings gaan bevat, wat belangrik is vir my en vir jou om te weet en te verstaan en deel te maak van ons lewens. En dis die boek Romeine. Ek en jy gaan nou begin met 'n studie deur Romeine. En ek moet vir jou sê, it's gonna be a bumpy one. So met ander woorde, jy moet reg wees vir daar gaan kere wees wanneer hy op jou tone gaan trap. En so kry maar vir jou steel-tip boots, kry maar dit nou al vir jou, want dit gaan gebeur dat die woord op ons tone trap. Want hier's die groot ding, is die woord word 'n spieël vir my en vir jou. En nie 'n gewone spieël nie. Jy weet nou as jy nou by die aantrekkamers is nou in Woolworths of in Eckers of wat ook al en jy kyk, woe, jy lyk so pragtig. En as jy by die huis kom en die regte klere is aan en die ligte is aan en daar's ons, dan ewe skielik is daar rolle wat nie gewys het in daai spesifieke spieël nie. Dis asof hulle daai spieël so bietjie curve net om bietjie meer shape uit jou uit te kry. Skielik voel jy nie so geflatter oor hierdie rokkie wat jy gekry het nie. Of soos daai spieëls wat julle vrou het, nou ek het geen idee hoekom julle dit kry nie. Wat 20 keer inzoom op jou voorkop. Soos hierdie paisie, hy lyk so groot as 'n krater die oomblik wanneer jy deur daai spieël kyk. En dis eintlik wat die Bybel doen. Is die Bybel kom en hy hou hierdie spieël op en hy wys vir ons wat is in ons harte. En die oomblik wanneer ons dit sien, is dit nie lekker om te sien nie. En so ek sê nou vir jou, dat baie keer gaan ons daarna kyk en dit gaan nie lekker wees nie. Maar een ding wat Paulus gedoen het in die boek Romeine, is hy het nog steeds dieselfde hart oorgedra van 'n 10 jaar terug van sy heel eerste preek af. Gesê dis goeie nuus, want as jy die goeie nuus verstaan, dan besef jy dat die oomblik wanneer ek en jy dink aan die wet, wanneer ons dink aan die eie werke en dat ek gaan dit self draai uitfigure en ek het nie hierdie nodig nie, niks van daai is goed genoeg nie. En dit gaan hy vir my en vir jou deurkom en hy gaan dit konstant vir ons sê. Die tweede ding wat hy vir jou gaan sê, is elkeen wat glo, vir jou is daar die krag om redding te ervaar. En een van die bekendste en pretty much seker een van die kenmerkende verse wat ons in Romeine gaan lees, is Romeine 1 vers 16. Hy sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie. Hierdie goeie nuus, dit wat ek nou met julle deel, ek skaam my nie vir hierdie goeie nuus nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Jy sê, as jy toelaat dat hierdie spieël sy werk doen, gaan daar vir jou verlossing in lê, wat jou lewe sal transformeer. En dan kom hy, en hy bring vir ons die een ding wat ek en jy nodig het om te verstaan, is wat beteken genade? Wat beteken genade? En daar's een vers wat my en vir jou ons lewe verander as jy hierdie vers kan vat en kan snap en reg verstaan. En dit is Romeine 8 vers 1. Hy sê daar is nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Glad nie, jy word nie geoordeel nie. Die skrywer van Hebreërs skryf en hy sê dat ons kan leef met 'n skoon gewete op grond van genade. Dis wat gebeur. Maar nou hier is ons krisis. Nou ek het so met ons Bybelstudie toe ek die ouens voorgestel aan Bob. Nou hierdie is Bob. So ek weet nie of jy vir Bob ken nie, maar Bob het ek nou besef is een van my oulikste illustrasies. Nou Bob is wat hulle die gewig noem van 'n pendulum. So dis sy offisiële naam is Bob. So met ander woorde, Bob se doel is om heeltyd dit te kan doen. En so as ek en jy partykeer gaan kyk na sekere stellings in die Bybel en ons gaan kyk na genade, die eerste ding wat plaasvind is daar's twee groepe mense. So die een groep mense
kyk en hulle sê, "Oeh, geen wette nie." Oh, dit klink amazing. Ek hoef niks meer te doen nie. Die Here gaan kom en hy gaan my skoon was van alles. Ek kan nou doen net wat ek wil. Nou dit sal mense wees wat aan die een kant leef en ons 'n fancy term vir dit is mense wat antinomianists is. En dis 'n baie groot vreeslike woord vir mense wat dink dat nou hoef ek nooit weer enige iets te doen, soos byvoorbeeld ek hoef niks meer reg te doen nie, God was mos altyd myself skoon. Dis wat gebeur met 'n antinomianist. En dan aan die ander kant kry ons 'n legalist. Dis mense wat glo, o nee, jy moet alles doen wat Jesus gesê het. Jy moet elke liewe wet moet jy reg gaan uitleef. Want as jy dit nie gaan reg uitleef nie, staan jy eendag voor God en hy gaan sê ek ken jou nie. Wees baie versigtig as jy nie hierdie goeders gaan vol leef met jou hele hart nie. En die doel is dit. Een ding wat Bob ons moet leer. Daar is 'n balans tussen die twee. En so wanneer ons preek vir 'n antinomianist, dan klap ek jou op die voorkop en ek sê vir hom daar is 'n rede dat die 10 gebooie daar is. Dit beteken jy kan nie nou ewe skielik net gaan mense doodskiet want die Here se genade is groot nie. Jy kan nie nou ewe skielik net besluit, ag nee, weet jy wat, ek gaan nou sommer vir my 'n klein Boeddha gaan kry en voor hom buig want dis lekker nie. Jy kan nie net skielik sê maar geen wet, want God bly nog steeds God. God bly nog steeds heilig. En vir jou om balans te kry is om te verstaan dat daar is wette. Daar is goeders wat ek en jy gaan moet doen. Nou is die legalist. Ja, preach it brother, preach it. Dis wat ons moet weet. Nee, daar's goeders wat ons moet doen. Dan klap ek jou te die voorkop. Dan sê ek vir jou, dit gaan nie oor wat ek en jy buite kan doen of hoe ek en jy dink ons lewe nie. Want hier lê die balans. Genade op my en jou is ongelooflik belangrik. Beteken nog steeds dat ek ken God as heilig. En dan kom dit en ons besef dat die wette wat hy geskryf het hy nou binne in my hart gesit. Wat beteken dat ek wil God gehoorsaam. Ek wil God gehoorsaam. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek besef wie hy is. Nou, goeie reëls is goed. Wette is 'n goeie ding. In beginsel is goeie wette goeie goed. Met die regte motivering kan jy meeste mense kry om 'n klomp goeie goeders te doen. So met ander woorde, as my kinders nie wil skoonmaak nie, met die regte motivering, dan spring hulle soos 2 klein slafies rond in daai huis. Ons noem die motivering plankie. Plankie gaan kom kuier vir ons. Nou dink ek by jouself, as jy nou by 'n tiener het, nou 'n tiener het nou nie daai selfde motivering nie. Want ek kan onthou toe ons tieners was, toe kon my ma ons nie naderhand mee hanteer nie. Maar nou leef ons in 'n tegnologiese era. So nou is daar mamma wat vir die tiener sê, 11:00 is jy by die huis. Kyk vir my. 11:00 is jy by die huis. Vir elke minuut na 11 wat jy by hierdie huis aankom, word jou foon vir 'n dag weggevat. Hoe laat dink jy is daai tiener by die huis? 8:00. Wel, hy's alright. So goeie reëls met die regte motivering kweek goeie gedrag. Maar dis ekstern. Die oomblik wanneer ek en jy begin besef dat die Here se wette word in my hart opgeskryf, dan is die motivering anderste. Die motivering is nie die pak sla of die foon wat weggevat word nie. Die motivering is God en sy goedheid maak dat ek nie wil 'n Boeddha daar neersit en voor hom buig nie, want ek ken my God. Dis wat gebeur die oomblik wanneer ek en jy dit reg verstaan. En nou besef ek dat dit is nie my goeie gedrag wat vir my guns gee nie. Ek besef my goeie en 'n oulik wees in kerk toe gaan en Bybel lees, maak nie dat ek nou meer guns het as die persoon langs my wat 'n groot krimineel is, jy moet hierdie ou sien steel. Dis nie wat jou guns wen nie. Al wat my en jou guns wen, is genade van God. Onverdiende guns. En so Paulus skryf vir my en vir jou die boek Romeine.
en hy gaan ons op 'n rollercoaster vat en dit gaan op jou tone trap, maar die groot ding wat ek en jy gaan ontdek, is dat in ons wese is ek nie goed genoeg nie. Maar die oomblik wanneer ek genade verstaan, is daar geen veroordeling vir my en vir jou nie. Dan leef ek met 'n skoon gewete voor God. En dis die journey, dis waar hy gaan met my en jou gaan praat. So ek is opgewonde oor die proses waartoe ons gaan. So Romeine gaan ons dalk ook moontlik 2 jaar vat om deur te gaan. En dis oukei. Want die groot ding is dit, is mag ek en jy die beginsels vat wat Paulus beleef het in 20 jaar. 20 jaar het hierdie ou iets beleef en hierdie ou het sy lewe gegee om ten volle Jesus te volg, om 'n apostel te wees, 'n gestuurde te wees, om met ver meer guts hierdie lewe aan te pak as wat meeste van ons het. En hier kom hy en hy skryf vir my en vir jou een boek. Dis hoekom dit vir my en vir jou belangrik is om stadig deur daai boek te gaan en seker te maak dat ons verstaan hierdie beginsels en ons leef hierdie beginsels. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om net in hierdie oomblik so bewus te kan wees van wie U is. Here, ons besef, Here, dat wanneer ons kom en ons kyk na hierdie goeters, ons kyk na Paulus en wat hy gedoen het en hoe hy geleef het, dan besef ons, Here, dit is ongelooflik belangrik vir ons om net te kan sê, Here, mag U woord ons gedagtes transformeer. Here, mag ons toelaat dat die woord 'n spieël vir ons opwys. Om vir ons te wys wat is die gaggas in ons hart. Maar nie om ons te laat sleg voel nie, nie om ons te laat veroordeel nie, Here, maar om vir ons te wys, Here, hoe goed U regtig is in ons lewens. Mag dit ons lewens transformeer in Jesus naam. Amen.